Eksodus 3 vanaf vers 1. Voordat ons lees, kom ons buig die hoofde en kom ons bid net eers saam. Wonderlike Here, wanneer ons vanoggend voor U staan, kom aan U toe, Here, al die lof, die eer, die aanbidding van ons harte, Here, vir dit wie U is en dit wat U ook vir ons leer van U, Here, dat U 'n goeie, genadige, barmhartige God is, dat U die gewer is van elke goeie gawe, Here. En so kan ons saam met U, saam met dit vir U dankie sê, Here, vir dit wat vanoggend hier gebeur het. Ons sê dankie, Here, vir manne wat bereid is om op U roepstem te antwoord. Here, manne wat bereid is en gesê het, hier is ek, Here, gebruik my, stuur my. En so bid ons vir elkeen van hulle, Here, dat U vir hulle deur U Gees sal ondersteun. Dat U vir hulle hier 'n vrugtevolle bediening sal gee, as ouderling, as diaken, en dat U ook ons gemeente deur hulle sal seën, Here. Dankie vir die name wat genoem is, 'n paar vergaderings terug, Here, vir 'n bereidwillige hart wat ja gesê het, en tot op hierdie dag, Here, wat die manne voorgestaan het en ja geantwoord het, sê ons vir U dankie. Dankie, Here, dat U weer eens die gewer is van elke goeie gawe in ons eie lewens, maar ook as gemeente, dat U vir ons vanoggend 'n volwaardige selfstandige kerkraad gegee het. En ons bid so vorentoe, Here, dat U met ons gemeente sal wees, en die behoeftes wat daar nog is, Here, en ook in ons pad na selfstandigheid, dat U in elke behoefte sal vervul. Maar so bid ons ook vir hierdie oggend, Here, en ons bid vir ons skriflesing, dit wat ons nou saam gaan lees, ons bid vir ons diens, ons bid dat U met ons sal praat, Here, en dat ons geopende harte sal hê, met vrugbare grond, dat U woord ons lewens sal verander. En ons sê dankie, Here, vir alles wat ons uit U hand uit ontvang, dankie vir die liefde wat ons ontvang, Here, en help ook dat ons daardie liefde sal uitleef, hier in die gemeente, waar ons beweeg, dit wat ons doen, Here, dat ons U liefde sal uitstraal. En so bid ons ook vir die wat siek is, Here, ons het die name genoem, Tannie Welien wat uit die hospitaal uitkom, en wat nou 'n pad voor haar het van herstel, ons dink aan Nikkie wat vir die operasie Woensdag gaan, ons bid vir elke ander een, Here, wat sukkel met 'n kwaal, wat siek is, wat ongesteld is, miskien iemand wat net moeilike omstandighede in hulle lewens het, ons bid vir hulle, Here, dat U met hulle sal wees, en dankie dat ons dit ook na U toe kan bring, Here, en sê ons ook dankie, ons hoor van alles wat in ons wêreld gebeur, ons hoor van deurmekaar spil, ons hoor van onsekerheid, oorloë, en in al hierdie dinge, Here, besef ons net meer en meer, ons het sekerheid in U, ons het hoop, ons het vastigheid in U, ons hoef nie bang of bekommerd te wees vir wat wag nie, want ons is U kinders, en U sê vir ons, U sorg vir ons. En ons dankie daarvoor, maar bid ons ook saam met dit, Here, gebruik die gebeure, om mense na U toe te dryf, as hulle bang of onseker voel, Here, dat hulle ook na U toe sal draai, en U sal soek. En ons sê ook dankie, Here, ons hoor in Iran van honderde, duisende bekerings, mense wat na U toe draai, en daardie moslim geloof los, en ons sê dankie, Here, en hou ons aanbid, dat mense gered sal word. Ons sê dankie dat ons dit kan bid, Here, en ons bid weer nou met die oopbreek van die woord, dat U sal spreek, Here, want U kinders luister. In Jesus se naam, amen. Eksodus 3, ons lees die hele hoofstuk saam, en dit gaan oor die roeping van Moses. En Moses het die kleinvee opgepas van sy skoonvader Jethro, die priester van Midian. En toe hy die kleinvee agter die woestyn gedryf het, kom hy by die berg van God, by Horeb, wat ons dan weet ook as Sinaï bekend staan. Daarom verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vuurvlam uit 'n doringbos. En toe hy weer sien, brand die doringbos in die vuur,
maar die doringbos word nie verteer nie. En Moses sê, laat ek tog nader gaan en hierdie groot verskynsel bekyk, waarom die doringbos nie verbrand nie. Toe die Here sien dat hy nuuskierig nader kom, roep God na hom uit die doringbos en sê, Moses, Moses. En hy antwoord, hier is ek. En hy sê, moenie nader kom nie. Trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan, is heilige grond. Verder sê hy, ek is die God van jou vader, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. Toe het Moses sy aangesig verberg, want hy was bevrees om God te sien. En die Here sê, ek het duidelik gesien die ellende van my volk, wat in Egipte is, en ek het hulle jammerklagte oor hulle drywers gehoor, ja, ek ken hulle smarte. Daarom het ek neergedaal om hulle uit die hand van die Egiptenaars te verlos, en hulle te laat optrek uit daardie land, na 'n goeie en wye land, na 'n land wat oorloop van melk en honing, na die woonplek van die Kanaaniete en Hetiete, Amoriete, Feresiete, Jewiete en Jebusiete. En nou kyk, die jammerklagte van die kinders van Israel het tot by my gekom. Ook het ek die verdrukking gesien, waarmee die Egiptenaars hulle verdruk. Gaan dan nou heen, dat ek jou na Farao kan stuur, en lei my volk, die kinders van Israel, uit Egipte uit. Maar Moses het tot God gespreek, wie is ek, dat ek na Farao sou gaan, en dat ek die kinders van Israel uit Egipte sou lei? En hy antwoord, ek sal met jou wees. En dit sal vir jou 'n teken wees, dat ek jou gestuur het. As jy die volk uit Egipte uitgelei het, sal julle op hierdie berg God dien. Hierop het Moses tot God gespreek. Maar as ek by die kinders van Israel kom en aan hulle sê, die God van julle vaders het my na julle gestuur, en hulle my vra, hoe is sy naam? Wat moet ek hulle antwoord? En God sê vir Moses, ek is wat ek is. Ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord, ek is, het my na julle gestuur. Toe sê God verder vir Moses, dit moet jy aan die kinders van Israel meedeel. Die Here, die God van julle vaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, het my na julle gestuur. Dit is my naam vir ewig. Dit is my gedenknaam van geslag tot geslag. Gaan heen en versamel die oudstes van Israel en sê vir hulle, die Here, die God van julle vaders het aan my verskyn, die God van Abraham, Isak en Jakob, en het gesê, ek het terdee ag gegee op julle en wat julle in Egipte aangedoen is. Daarom het ek besluit, ek wil julle uit die ellende van Egipte laat optrek na die land van die Kanaaniete, Hetiete, Amoriete, Feresiete, Jewiete en Jebusiete, na 'n land wat oorloop van melk en honing. En hulle sal na jou luister. Dan moet jy met die oudstes van Israel na die koning van Egipte gaan, en julle moet vir hom sê, die Here, die God van die Hebreërs, het ons ontmoet. Laat ons dan nou tog 3 dagreise ver die woestyn intrek, en aan ons God offer. Maar ek weet, dat die koning van Egipte na julle nie, of julle nie sal laat gaan nie, ook nie deur 'n sterke hand nie. En ek sal my hand uitstrek in Egipte met al my wonders tuister, wat ek daarin sal doen, en daarna sal hy julle laat trek. En ek sal aan hierdie volk guns verleen in die oë van die Egiptenaars. En as julle trek, moet julle nie met leë hande trek nie. Maar elke vrou moet van haar buurvrou en van haar wat in haar huis vertoef, silwer en goue voorwerpe en klere eis. En julle moet dit op julle seuns en dogters sit, en so Egiptenaars Egipte beroof. Ek gaan net so in hoofstuk 4 en so bietjie lees. Toe antwoord Moses en sê, maar as hulle my nie glo nie en na my stem nie luister nie, maar sê, die Here het nie aan jou verskyn nie, daarop vra die Here vir hom, wat is daar in jou hand? En hy antwoord,
'n staf. En dan vorentoe wys die Here vir Moses dat hy waarlik God is deur die wonderwerke. Ons kan net daar volstaan dan by die lees vanuit die woord en ons gaan dan na ons teks van oordenking toe of 'n vers wat vir ons uitstaan in hierdie gedeelte en dit is vers 10 wat sê: Gaan dan heen dat ek jou na Farao kan stuur en lei my volk, die kinders van Israel uit Egipte uit. En praat ons dan vanuit die gedeelte wat ons gelees het en vanuit ons teks van oordenking oor bereidwilligheid wanneer God vra. Bereidwilligheid wanneer God vra. Nou ons het bereidwilligheid in aksie gesien vanoggend met die kerkraad wat voorgestel is. Ons het gesien hier's manne wat gaan bid het daaroor en vir die Here gaan vra het en vanoggend hier voor die gemeente gesê het, ja, hulle is bereid om te doen wat die gemeente vra. En terwyl ons dit so duidelik gesien het, gaan ons juis vanoggend praat oor hierdie gedagtes, eintlik twee gedagtes, aan die een kant bereidwilligheid en aan die ander kant wanneer God se roepstem uitgaan of wanneer hy vra. En dit bring ons by dit wat ons gelees het met Moses. Nou Eksodus 2, die gedeelte voor die gedeelte wat ons gelees het, praat dit so vinnig van Moses se begin. Dit praat van sy geboorte, wat gebeur het, sy grootmens lewe, die feit dat hy 'n Egiptenaar doodgeslaan het en gevlug het in die woestyn in en uiteindelik daar gaan bly het, homself daar gevestig het. En dis waar ons hom dan kry, as ons in hoofstuk 3 begin lees, dan sien ons, hy is in die woestyn besig om vee op te pas. Besig om sy skoonvader Jethro se vee op te pas. Nou is dit nogal vir ons 'n kontras, want as 'n mens Moses se verhaal ken, en ek weet as kinders het baie van ons daai verhaal gekyk, ek onthou daar was 'n ou fliek daaroor gewees, The Prince of Egypt, maar dan sien 'n mens die kontras, Moses wat in die paleis was, wat die dogter van Farao groot gemaak het en al die weelde gehad het, en nou as 'n mens in hoofstuk 3 ingaan, nou sy in die woestyn, besig om vee op te pas. Groot kontras wat ons sien. Maar dan gebeur daar 'n paar besondere dinge. Die eerste waarvan die brandende doringbos wat ons van gelees het. Nou die feit dat 'n doringbos in die woestyn gebrand het, was blykbaar in daai tyd glad nie vreemd gewees nie. Dit het nou en dan gebeur, maar die feit dat die bos nie uitbrand nie, dat hy nie verteer word nie, dat hy aanhou brand, was heeltemal vreemd. En daarom gaan Moses nader, ons het gelees, hy wil sien wat aangaan, hy is nuuskierig, hoekom brand hierdie bos, maar hy brand nie uit nie, niks gebeur nie. En uiteindelik, ek dink iets wat ons almal seker sou laat skrik het, 'n stem wat vanuit die bos kom, Moses, Moses. En hy antwoord, hy sê, hier's ek. En wat 'n oomblik moes dit nie gewees het nie, toe die Here Jesus hierdie man se stem roep. Nou ons weet, ek sê die Here Jesus, want as ons in die Ou Testament lees, 'n engel van die Here, en in ons vertaling is dit nog met 'n hoofletter, dan is dit die Here Jesus self. Ons sien dit met die autoriteit waarvan hy praat, die feit dat hy sê, ek het gesien, en ek sal. Duidelik die Here Jesus, en hy roep, hy sê, Moses, Moses. En hy sê vir hom, moenie nader kom nie. Trek die skoene van jou voete af, want die grond waarop jy staan, dis heilige grond. En ons sien iets van God se heiligheid, waar die Here hom voorstel aan Moses, ek is die God van jou vaders. Ek is heilig, die grond waarop jy staan is heilige grond. Nou ons weet nie op hierdie stadium hoe het Moses se geestelike lewe gelyk nie, ons weet, 'n kort tydjie terug het hy 'n Egiptenaar doodgeslaan, hy's in die woestyn en nou is hy al vir 40 jaar in die woestyn. Maar sy eerste reaksie toe God vir hom sê wie dit is, toe bedek hy sy gesig, hy was bang gewees. In die teenwoordigheid van 'n heilige God. En nou wil ek bysê, waar ons almal nog eendag gaan staan voor die regterstoel in die teenwoordigheid van 'n heilige God. En terwyl Moses daar staan, vra die Here van hom iets. En dis waar die tweede gedeelte van ons tema inkom, wanneer God iets vra, want hy het van Moses iets gevra. Nou interessant,
Dr. Harold Wilmington, ek weet nie wie van die ken hom nie, hy het Wilmington's Guide to the Bible geskryf. Nou hy skryf, die Here het vir Moses gevra, trek uit jou skoene, beweeg in my teenwoordigheid in. Maar toe Moses uit sy teenwoordigheid uitgaan, toe moes hy sy skoene aantrek en hy moes iets gaan doen. So daar was 'n geestelike ervaring, maar daarna was daar 'n werkservaring gewees, daar was 'n bereidwilligheid om te gaan doen. So met hierdie geestelike ervaring kom vra die Here vir Moses iets. En die Here begin hier al, en hy lê die hele plan voor Moses. Hy sê vir Moses, dis wat ek gesien het, dis wat ek gaan doen, dit is wat gaan gebeur. Hy vertel vir hom dat Farao nie gaan wil nie, hy gaan vertel vir hom van die pla. Die Here kom lê die hele plan voor Moses. En dan sê hy vir hom, wat verwag hy van hom? Jy moet gaan. Jy moet my volk gaan uitlei. Dan natuurlik, ons weet dit was nie so maklik gewees nie. Moses is vol verskonings, maar wat as dit? Hy gaan na hoofstuk 4 toe, hy sê, maar ek kan nie mooi praat nie. Hy sê uiteindelik vir die Here, enige iemand anders, stuur enige iemand, maar net nie vir my nie. Maar tog, uiteindelik, selfs nadat hy vol verskonings was, gaan Moses in hoofstuk 4. Die bereidwilligheid word uiteindelik gesien. Wat het die Here van Moses gevra? En dis wat ons na gaan kyk, dis waar ons fokus gaan wees. Vir wat het Moses werklik ja gesê? Want as 'n mens deur hierdie gedeelte beweeg, en dis, ek dink ek het dit laasweek ook gesê, maar ek kan dit seker ook elke week sê, dis 'n gedeelte met soveel diepte. As ons kyk na die heiligheid van God, as ons kyk na die feit waar die Here sê, ek is, het jou gestuur, soveel diepte, maar ons gaan net fokus op hier, wat het God werklik gevra? Want die Here vra van Moses baie meer as net gaan, hy vra opoffering, hy vra ware geloof. En ek dink ons het al vir mekaar gesê, ware geloof kos my iets. Daar's 'n rede hoekom die Bybel sê, daar's 'n koste om te bereken, dit gaan my iets kos. Ons sal nog daarby uitkom, en dit het Moses iets gekos, maar hy was uiteindelik bereid. Nou het ons weer 'n wonderlike voorbeeld, manne wat vanoggend gesê het ja. Maar dit geld nie net vir hulle nie. Dit geld vir elke kind van die Here. Elkeen wat al op 'n punt in hulle lewe was waar hulle gesê het, Here, hier is ek, vergewe my sonde, maak my u kind. Dan kan ons weet, die Here gaan van ons iets vra. Die fout wat ons kan maak, en ek wil nie vanoggend op die negatiewe fokus op die foute nie, maar die fout wat ons nie moet maak nie, is daai klomp verskonings. Maar ek kan nie. Wat as dit? Ek wil nie. Gebruik iemand anders. Ons moenie vol verskonings wees nie. Ons moet eerder by die kern uitkom en vra, wat verwag die Here van my? Sodat ek kan ja sê. Ek herhaal wat ek vroeër gesê het, ware geloof kos my iets. Die Bybel sê, as 'n mens Jesus wil volg, moet jy jou kruis opneem en hom volg. Dit kos my iets. Die dag toe ons gered is, het dit my gekos om my trots in my sak te steek en vir die Here te sê, ek het u nodig. Om vir die Here te sê, ek is 'n sondige mens, vergewe my, maak my u kind, ek het u nodig. En nou as 'n kind van die Here, nou kom vra die Here van my iets. En ons gaan vanoggend kyk, wat vra die Here van my en hoe kan ek bereid wees om dit te doen? Sodat ek ook sê, ek dink weer aan Jesaja wat ons so rukkie terug hanteer het, hier is ek, Here, stuur my. Die eerste gedagte waarna ons kyk, die eerste uit 3 uit, is bereidwilligheid wanneer God van my 'n oorgawe vra. Ons hou by Eksodus 3 vers 10, die Here sê vir hom, gaan dan nou heen dat ek jou na Farao kan stuur en lei my volk, die kinders van Israel, uit Egipte uit. As kinders van die Here is een van die kernwaarhede van die Christelike geloof, wat ek met die verootmoedigingsreeks vir u gesê het, professor Johan Melan sê, as ons nie dit verstaan nie, verstaan ons nie geloof nie. 'n Kernwaarheid is, 'n kind van die Here is oorgegee aan sy meester. Ons is oorgegee aan die Here, ons sien dit in die gedeelte. Ons sien in hierdie vers, die Here het 'n plan vir Moses gehad.
Moses, dis wat ek van jou verwag. Jy gaan die kinders van Israel uit Egipte uitlei. Jy gaan hulle van slawerny verlos. Dit is die plan wat ek vir jou het. Dit is die Here se opdrag. Dit is sy kant van die saak waar die Here vir hom sê, gaan heen, dat ek. Moses moes letterlik, fisies, vanuit Midian na Egipte toe gaan. Maar as ons nou 'n bietjie dieper inlees hier, dan sien ons, daar's ietsie meer. Daar's iets wat 'n mens oorlees, wat ons nie altyd uitlig nie, en dit is die feit dat die Here vra vir Moses, gee oor. Gee jou wil oor. Dit was nie Moses se plan of sy wil om terug Egipte toe te gaan nie. Inteendeel, ons sien in Moses se keuses om na Midian toe te gaan en daar 'n vrou te kry en in die woestyn te bly. Hy sou enigiets doen, letterlik in die woestyn wees, eerder as om terug Egipte toe te gaan. Hy wou nie. Daarom was hy vol verskonings geweest. Daarom sê hy in hoofstuk 4, Here, stuur enigiemand anders. Ek wil dit nie doen nie. So die Here vra vir Moses, gee oor aan my wil. Stel my plan wat ek vir jou gegee het, uitgelê het, bo wat jy wil hê. Dis my wil, nie jou wil nie. Dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor my. Nou dis niks nuut nie. Dit is wat die Here van die begin af gevra het, selfs aan Adam en Eva af, ons kan van Genesis af, om die Here te dien, is om 'n oorgawe aan hom te wees. Adam en Eva se oorgawe was moenie van die boom in die middel van die tuin eet nie. En so kan ons deur al die woordse karakters gaan, die mense wat geleef het. Hulle moes aan God se wil onderwerp wees. Noag moes 'n ark bou, terwyl niemand nog ooit reën gesien het nie, moes hy in die Here se wil oorgee en 'n ark bou. Abraham moes sy familie en sy land en alles agter hom los en na 'n vreemde land toe gaan. Moses, dit het nooit verander nie. Wanneer die Here iets van sy kinders vra, is die eerste ding wat hy van ons vra, gee oor. Dis my wil, nie jou wil nie. En dit vat opoffering. Dit is nie maklik om my dinge op sy te skuif, om die Here se wil te doen. En dit geld vir my hele lewe. Elke faset van my lewe moet oorgegee wees aan hom. Party areas is baie maklik, maar dan is daar ander areas wat moeiliker is. Maar alles moet oorgegee wees aan hom. Daai vraag kan ek reg deur my lewe vra, nie wat ek wil nie, wat verwag u van my lewe? Die Here vra van my om oorgegee te wees. En dit bring ons by die vraag, is ek bereid om te doen wat die Here vra? Is ek bereid om oor te gee en te sê, Here, u wil, nie my wil nie? So die eerste ding wat die Here vra is 'n oorgawe. Die tweede wat die Here vra, bereidwilligheid wanneer God van my geloof vra. Eksodus 3 vers 12, en hy antwoord, ek sal met jou wees. En dit sal vir jou teken wees, as jy die volk uit Egipte uitgelei het, sal julle op hierdie berg God dien. En weer, die Here vra van Moses iets wat nie noodwendig opsigtelik is nie, maar as jy die situasie vat en bietjie dieper lees, dan besef ons, die Here vra geloof. Want toe die Here vir Moses hierdie plan kom voorlê, kan julle dink, watter groot skok moes dit vir Moses wees? Die laaste keer wat hy in Egipte was, het hy Egiptenaar doodgeslaan. Hy's vir 40 jaar in die woestyn. Hy pas skape op, besig met sy eie ding, en hier kom die Here en sê vir hom, uit die bloute uit die doringbos uit, sê hy vir hom, jy gaan my volk uit Egipte uitlei. Wat 'n skok moes dit nie gewees het nie, want gewoonlik as ons die verhaal lees, het ons mos klaar, ons weet presies wat gaan gebeur. Ons weet van die plan, die uittog in die Skelfsee en die woestyn, en ons weet van alles, maar Moses het nie, hy is net besig om skaapte op te pas, en nou sê die Here, jy gaan my volk uit Egipte uitlei. En dis hoekom ons lees, wat Moses sê, wie is ek, Here? Wie is ek? Hierdie man in die woestyn, 'n moordenaar wat skape oppas, wie is ek? Dat ek die kinders van Israel uit Egipte sou uitlei. Hy kon seker sy ore nie glo nie. Maar die Here vra dit van hom. En daarom vra die Here geloof.
Hebreërs 11 vers 1, dis mos die definisie van geloof, Bybelse definisie. Geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Ek dink dit gaan ons leervers vir die week wees, ons sal hom gebruik. Hebreërs 11 vers 1, Moses kon nie insien hoe die Here hom gaan gebruik nie. Daar was geen bewys dat hy suksesvol sou wees nie, daar was geen bewys dat hy eers by Farao sou kon inkom nie. En daarom vra die Here geloof. Hy vra vaste vertroue. En dis hoekom die Here vir hom in die bewydsteks sê, ek sal met jou wees. Die Here sê vir hom, moenie bekommerd wees nie, vertrou net op my, ek sal met jou wees, ek is by jou. Jou geloof moet in my gevestig wees. Wat 'n vertroue moes dit nie vat, dat Moses, weer eens 'n moordenaar, 'n skaapwagter in die woestyn, 'n man met die meer, na Farao toe moes gaan nie. Sekerlik in daardie tyd, as 'n mens nou na die geskiedenisboeke gaan kyk, die sterkste fors van daardie tyd. Dit is soos ons nou wil sê, maar ek moet nou na, wie sou sê is die sterkste fors, seker met die wêreldgebeure nou Donald Trump, maar na hierdie persoon toe gaan, en ek gaan nou met hom praat en hierdie mense uitlei. Dit het geloof gevat, ek dink dit kan ons met sekerheid sê, dit het geloof gevat. Om na hierdie man toe te gaan en vir hom te sê, ek wil jou goedkoop arbeid, wil ek uitlei. Julle sal self moet klaarkom. Dit vat geloof. En so gaan die Here van ons iets vra. As kinders van die Here. Ons weet ons moet geloof in die Here hê. Ons weet ons moet 'n vaste vertroue hê. Ons weet ook die Here wil in en deur ons lewens werk. Maar ons bevraagteken onsself baie keer. Kan ek dit doen? Dink aan Moses se woorde. Wie is ek dat U my sou stuur? Kan dit ek wees wat die Here wil gebruik? Wat's die Here se antwoord? Die Here se antwoord is, ek is met jou. Die Here sê nie vir hom, ja, jy kan, en ja, jy is so wonderlik, en jy is hierdie mooi persoon. Die Here sê vir hom, ek sal met jou wees. Vertrou op my. Gaan jy, dan sal ek, het ons gelees, duidelik net so. So ons kan miskien nie insien hoe die Here my wil gebruik nie, of wat die Here van my vra nie, maar dit vat vertroue. Om vir die Here te sê, Here, ek glo. Ek weet nie miskien hoe U my gaan gebruik nie, ek weet nie wat ek vir U gaan beteken nie, ek weet nie, maar ek glo. Ek dink ons almal gaan soms deur emosies, maar ons dink, maar iemand anders kan eintlik beter hiervoor gebruik word. As julle dink aan die 12 disippels, die Here het nie die slim, wonderlike skrifgeleerdes gaan gebruik nie, wie het hy gebruik? Vissermanne, belastinginsamelaars, al hierdie doodgewone mense. As 'n mens gaan kyk na die Here Jesus se geslagsregister, weet nie of ek dink ek het al daaroor gepreek. Die mense wat in daai geslagsregister is. Rahab, ons weet wat haar werk was. Rut, wat 'n Moabitiese vrou is. Die Here gebruik al hierdie mense om sy doel te bereik. So wat sê die Here vir ons? Spreuke 3 vers 5. Vertrou op die Here met jou hele hart. Steun nie op jou eie insig nie. Wanneer die Here van ons iets vra, gaan dit geloof vat. Dis al. En ek seker, al die broers wat hier voorgestaan het, weet, dit vat geloof om te sê, maar ek sal 'n ouderling, ek sal 'n diaken wees. Ek vertrou op die Here daarvoor. Daarom kan ons bereidwillig wees, want ons vertroue is op die Here, vaste vertroue op hom, en beslis nie op onsself nie. Maar dan die laaste, wat ons oor gaan praat vanoggend, is bereidwilligheid wanneer God van my 'n tree vra. Eksodus 4 vers 12. Gaan dan nou heen en ek sal met jou mond wees en jou leer wat jy moet sê. Die laaste wat die Here vir Moses vra is 'n fisiese tree. Dink weer aan dit wat Wilmington gesê het, waar hy gesê het, hy moes weer sy skoene aantrek en iets gaan doen. Moses kom by die brandende doringbos, die Here sê vir hom, gee jouself oor, daai oorgawe is daar, die Here vra vir hom, vertrou op my, hier is die plan, ek sal met jou wees, maar jy moet gaan. Dit het nie by die geestelike gebly, by die besluit gebly nie, dit het 'n fisiese stap, 'n fisiese tree gevat, wat hy moes neem. Moses moes daar opstaan, hy het sy vrou gaan haal en hy moes na Egipte toe gaan.
Daar staan 4 keer in Exodus 3, hoofstuk 3 en 4, gaan. Letterlike tree wat Moses moes gee. Hy moes die tree gee, en die Here sou die res doen. Die Here sou die woorde gee, die Here sou Farao oortuig, die Here sou die Israeliete laat gaan, al wat Moses moes doen is daai fisiese tree. So die Here vra van ons, om oor te gaan tot aksie, om letterlike tree te gee. Dit help nie, iemand is oorgegee aan die Here, en hulle vertrou in hom, en hulle glo in hom, maar hulle is nooit bereid om oor te gaan tot aksie nie. Bereidwilligheid kom deur 'n tree. En dit werk so in ons lewens. Die Here gaan van ons vra, dat ons bereidwilligheid gesien sal word. Hy gaan van ons vra om letterlike tree te gee, om oor te gaan tot aksie. 'n Mooi voorbeeld hiervan, 'n Bybelse voorbeeld, is daar in Joshua 3, waar die volk deur die Jordaan moes gaan. Nou, ek ken die verhaal, ek gaan dit net so vinnig noem. Die Here sê vir hulle gaan deur die Jordaan trek. Maar hy sê vir hulle, die priesters met die verbondsark, moet in die rivier gaan staan. Daar staan in Joshua 3, hulle voetsole moet aan die water raak. Dan sal hy die water oopkloof. Hulle moes letterlik 'n tree in die Jordaan gee, dan sou die Here intree. Weereens, ons vind die voorbeeld reg deur die Bybel. Een van die grootste wonderwerke in die Ou Testament, met die oopkloof van die water, was daar 'n tree gewees. Nou, dis die een ding wat ek vanoggend nie vir u kan sê nie. Ek kan vir u sê, dit gaan vertroue vat, ek kan vir u sê, dit gaan geloof vat, ek kan vir u sê, dit gaan 'n oorgawe vat, maar ek kan nie vir julle sê, wat gaan julle fisiese tree wees. Dit kan enigiets wees. Maar dis wat die Here vir ons wys. Die Here wys vir ons wat daardie tree is, die Here wys vir ons, wat moet ons doen om oor te gaan in aksie? Ons moet net bereid wees om die tree te gee, wanneer die Here vra. Ek gaan weer die manne as voorbeeld gebruik. Dit het vir hulle begin by 'n merk op 'n lys. Dit het vir hulle gevra om vanoggend hier voor te staan. Dit was 'n letterlike tree wat hulle gegee het. Nou gaan hulle elke Sondag in die konsistorie bymekaar kom, 'n letterlike tree. Maar dit vat 'n fisiese tree. Ons moenie huiwer om die tree te gee wanneer die Here vir ons vra nie, want as 'n mens die tree gee, wat gebeur? Die Here tree. Met Moses, hy het die volk uit Egipte uitgelei. Met Joshua, hy het die waters oopgekloof. Met ons, die Here sal intree wanneer ons die tree gee. En daarmee sluit ek af. Die Here vra van sy kinders iets. Ek kan nie vir u sê wat dit gaan wees nie, maar ek kan vir u sê dit gaan opoffering vat, want die Here vra 'n oorgawe, waar ons sy wil eerste stel. Die Here vra geloof, waar ons miskien nie sien waartoe hierdie beweeg nie, maar ons weet, die Here is getrou en laastens gaan dit vir my vra om 'n tree te gee. En dan tree die Here in, en dis die wonderlike deel. Hy elke keer sê, en ek sal met jou wees, en ek sal gaan. Ek sal die woorde in jou mond lê. Wanneer 'n mens die tree gee, dan neem die Here oor. Daarom moet ons bereid wees om te doen wat die Here vra. En ek kan sê, dit kan partykeer moeilik wees. Dit is nie altyd maklik nie. Daar's 'n koste om te bereken, maar dit sal altyd die moeite werd wees. Die Here se wiskunde werk anders as ons. Die Here se wiskunde werk, hoe meer ons opgee, hoe meer ons opoffer, hoe meer ons oorgee aan hom, hoe meer het ons. Dis hoe die Here se wiskunde werk. So die een ding wat ons nie moet doen nie, is soos Moses vol verskonings wees. Ek kan nie, ek weet nie hoe nie, net nie, maar ek nie, enigiemand anders, ek kan nie praat nie. Ons moet die verskonings los en sê, ek sal gaan. So kom ons maak seker, wanneer die Here vra, is ons bereid om dit te doen. Amen. Kom ons buig die hoofde en dan bid ons net saam. Hemelse Vader, ons kom sê weer vir u dankie, want as ons net kyk, alles wat u vir ons gee, alles wat u vir ons doen, Efesiërs 1 vers 3 wat vir ons sê, ons is geseën met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. En dan soms kom u en u vra van ons iets. En ons bid vanoggend, Here, dat ons bereid sal wees om ja te sê. Dat ons oorgegee sal wees aan u, dat ons vertroue, ons geloof ten volle op u sal wees, en dat ons wanneer u vra,
daai tree sal gee. Dat ons sal oorgaan tot aksie en dat ons iets sal beteken vir U en vir die koninkryk van die hemele. Ons sê vir U dankie, Here. Ons bid ook so, wees met elkeen van ons, Here, en soos ons gebid het met die nuut verkose kerkraad, Here, dat U vir elkeen van ons sal lei op ons pad, met ons sal wees, ons ondersteun met elke tree wat ons vir U gee. En ons sê dankie, Here, dat U vanoggend met ons gepraat het en ons bid, Here, dat dit sal vassteek, dat dit nie maar net 'n boodskap sal wees wat as ons hier uitstap verdwyn nie, maar dat ons bereidwillige lewens sal leef. En ons sê vir U dankie daarvoor. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Here Jesus Christus, ons verlosser en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Gees wees en bly met U elkeen. Amen.